Here waar jy staan, kom ons sluit ons oë. Almagtige en dierbare God, groot is U. Heilig is U, my koning. Here, ek kom vanaand na U toe, Here. Nederig voor U troon kom staan ek, my God. Here, en ek vra in die naam van Jesus Christus, die naam bo alle name, my God. Die naam wat lewens red, my God. Die naam wat lewens bevry, my koning. Die naam wat siele tot U toe bring, my God. Vader, ek vra in Jesus se magtige naam. Here, alles wat ek vanaand gaan bedien, my God. Niks uit myself nie, Here, maar alleenlik deur die Heilige Gees, Here. Bedien my met die woord, my God. Salf my tong, salf my lippe, Here. Sodat alles wat ek bedien, Here, tot stigting vir die siele sal wees. Vader, elke plan wat die vyand het, my God. Here, ons kom nou teen dit in die naam van Jesus Christus. Here, ons bestraf elke gees, Here, in Jesus se magtige naam. Elke plan van die vyand, elke bose mag, elke vuil gees, elke minagting gees, elke sterk man gees, Here, ons kom teen dit in Jesus magtige naam, Here. Here, en ek bid U salwing oor hierdie grond, Here. Here, want hierdie grond is heilig, my God. Vader, ons eer U, ons loof U en ons prys U. Here, ons bedank U vir hierdie woord. In Jesus se magtige naam met baie danksegging. Amen. Halleluja. Familie, my begroeting gaan in 'n mooi naam van Jesus Christus. Elke amptdraer, elke broer, elke suster, die bedroefde familie is begroet. Net in een naam. Ek kan julle nie in evangelis se naam groet nie, want dit beteken niks, pastor. Ek kan julle nie in die Leviet se naam groet nie, want dit beteken niks. Maar ek begroet U in die naam bo alle name. Nou my skrif kom vanaand uit Markus 4 met die opskrif: Jesus maak die storm stil. Vanaf vers 35 lees ons: laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels: kom ons vaar oor kant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom: meneer, gee U dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see: hou op
bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Vanoggend, vanmiddag en gister lees ek uit my Engelse Bybel uit. Daar's 'n gedeelte waar hulle sê hy het in die skuit geklim, net soos hy was. He got in the boat just as he was. En ek besef toe dat Jesus moeg was waarvandaan hy gekom het. Dat Jesus hard gewerk het waarvandaan hy gekom het. Maar hy het nog krag gevind om in die skuit te klim. Maar terwyl hy in die skuit was, het hy sy oë so 'n bietjie gaan neerlê. En daar het 'n storm gekom en sy disippels wat saam met hom was, het bekommerd begin raak. Dat die storm waarin hulle is, die storm waarin hulle is, hulle gaan oorweldig, hulle gaan oorstroom. Dat die storm waarin hulle is, hulle gaan doodmaak. Nou baie keer beland ons in hierdie storm wat ons noem die dood. Baie keer beland ons in hierdie storm, dan weet ons nie wat om te doen wanneer die dood ons tref nie. Dan probeer ons mos maniere uitfigure hoe ons uit die storm uit kan gaan. Dan vind ons mos uit, daar is vir Belinda Lou wat ons gaan help in hierdie storm. Dan vind ons daar is mos Mary Jane wat ons gaan help in hierdie storm. Dan vind ons mos daar is TIK wat ons kan help in hierdie storm. Die storm dryf ons na drank toe. Maar môre as hy nog erger, want hy was nie opgelos nie. Die storm dryf ons na dwelms toe, evangelis. Maar môre het ons nog 'n groter kopstuur, want die storm is nog nie opgelos nie. Ons besef nie dat die storm waarin ons is, het net een uitweg. Daar is nie 'n ander uitweg vir 'n storm wat se naam die dood is nie. Disippels sit daar so. Hulle sien hulle word nat gemaak deur die storm, want hulle is op die see. Daar's nêrens anders waar hulle kan gaan nie. Hulle kan nie uitklim en gou swem na die land toe nie. Hulle kan nie uitklim en net gou gaan swem en dan gou op 'n ander lifeboat gaan nie. Want daar is nog 'n storm. Soms hardloop ons na familie toe wat niks kan doen vir ons nie. Soms hardloop ons na werk toe wat niks kan doen vir ons nie. Soms hardloop ons na vriende toe wat niks kan doen vir ons nie. Jesus is in die boot en die manne raak benoud en hulle sê, my God, wil jy dan nie vir ons sorg nie? Gee jy dan nie meer om vir ons nie? Worry julle dan nie wat ons gaan vergaan nie? Maar die familie gaan vir jou sê, is alright, jy gaan oor dit kom, die pyn is maar net vir nou. Die weer gaan jou aandag weghou van die storm af, maar 5 uur wanneer jy uitval, dan is jy maar net weer op die plek waar die storm is. Ons hardloop rond, ons spring rond. Waar gaan my hulp vandaan kom? Wie gaan vir my 'n uitweg wees?
Ek as evangelis Leroy Miller is nie 'n uitweg vir 'n ander een wie in 'n storm is nie. So moenie vir my kom vra, broer, suster, dienaar, kom help my gou hierso in my storm nie, want ek het ook 'n storm waarmee ek worstel. Ek het ook probleme by my huis, by my werk, in my huwelik, in my familie. 'n Ander man se probleme kan God alleen oplos. Ons kom met ons probleme na mense toe en dan môre dan hoor ons die probleme in die strate in. Ons kom met probleme na familie toe, dan sien ons op die familiegroep, ek het gehoor, evangelis Leroy, hy het alweer nie geld nie. Hy het alweer by my kom koskas kom inkrap. Ja, wat se waarheid ja. Here. Jesus. Ja, My probleme is jou probleme nie. As ek my probleme na jou toe gaan bring, dan gaan jy dit nog erger maak. Want daar gaan nog 'n las bykom. Daar gaan nog 'n stertjie bykom. Daar gaan nog 'n streepsak bykom. Maar die storm waarin ons vanaand is, familie. Daar is net een man op hierdie ruimte stel wat 'n oplossing is vir die storm waarin ons is. Ek kan sê, ja kom, ek kan vir jou wy maak by die werk. Jou aandag gaan vir 'n wyle weg is. Ja kom, hier so R100 vir jou koskas. Dit gaan vir 'n wyle weg wees. Maar ek kan niks doen aan wat die binnekant aangaan nie. Ek kan niks doen aan wat die binnekant voed nie. My ma is weg. My pa is weg. Waar toe gaan ek nou gaan? Want die dag toe my ma afsterwe, toe voel ek die binnekant, die Heilige Gees roep my. Ek het besef, tyd het wat het was, toe die Heilige Gees my geroep het nie. Ek het nie besef, daardie dag, dat die Here met ons elkeen individueel praat nie. Hy neem jou na weg, sodat jou oë kan oopgaan, want as jou oë nie oopgaan nie, dan gaan jy volgende gaan. Sondag stap ek uit hierdie huis uit. En ek sê vir pastor, as die kinders nie hulle lewe regruk nie, as die kinders nie hulle lewe regruk nie, voor die jaar voorbij is, as die jaar weer so vol. Ons wil nie doem breek oor mense se lewens nie, maar as jy nie by die Here gaan uitkom nie, dan gaan jy weer in 'n storm sit. Jesus sê vir 'n storm, wees stil en gaan lê. God alleen kan die storm in jou lewe stil maak. God alleen is in staat om al jou probleme weg te neem. God alleen is in staat om jou omstandighede te verander, maar hy kan dit nie doen nie, as jy nie by hom uitkom nie. As ek geld nodig het, gaan ek na die ATM toe en ek gaan trek geld. As ek kos nodig het, gaan ek na die winkels toe en ek gaan koop kos. Maar is 'n storm rondom ons. En Jesus is in die boot wat die storm ons wil betref. Maar as ek nie besef dat die een wie in die boot is, hy sluimer nie, hy slaap nie, sy kop rus net en hy wag tot ek hom roep
Here, help my uit die storm uit. Roep na die Here, ja. Maar as ek vir Belinda gaan roep, dan gaan Belinda net my kop meer seer maak. As ek vir Mary Jane gaan roep, dan gaan Mary Jane my kop net meer dronk maak. Ek het al baie gesien al, hoe mense in hierdie storm wat sy naam die dood is, hulle kom nie aan die ander kant uit nie. Want in die begin van die verhaal, toe sê die opskrif, hulle gaan na die ander kant toe. Vanaand is daar mense wat na die ander kant van hierdie storm toe moet gaan. Vanaand is daar mense hier wat na die ander kant van hierdie storm toe moet gaan. Maar hulle kan nie gaan nie. As hulle nie in die boot gaan klim nie. Hulle kan nie aan die ander kant uitkom nie. As hulle nie vir Jesus gaan wakker maak nie. Gaan nie oor my nie. Gaan nie oor pastor nie. Gaan nie oor apostel nie. Het gaan oor Jesus. Jesus wil ons lewe kom regryk. Jesus wil ons lewe kom verander. Maar as ek hom nie gaan toelaat in my lewe nie, dan kan daar niks gebeur nie. En as daar niks gebeur nie, wat is die loon van die sonde? Johannes 3 vers 16 sê so mooi. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste gebore seun vir ons gegee het, sodat ons nie hoef sterwe nie, maar sodat ons die ewige lewe mag beerwe. Nou hoekom sal ons dan die ewige lewe wou beerwe nie, as ons maar net oorgee? Baie mense sal nooit besef wat het is om by die Here te wees, tensy hulle by die Here alreeds was nie. Die pad na geregtigheid is 'n baie nou pad. Nou as ek op die pad van geregtigheid loop, dan moet ek versigtig wees wat hier aangaan. En as ek op die pad van geregtigheid loop, dan moet ek versigtig wees wat hier aangaan, want een skewe trap Verlede week het 'n man van 'n bakkie afgeval. Of die week tevore het hy van 'n bakkie afgeval. Hy lê nou 6 voet 6. Ek sê nie sy lewenstyl was reg gewees nie. Ek sê nie sy lewenstyl was verkeerd gewees nie. Maar dit is so maklik om dood te gaan. Ek drink my dronk, stap by my hek, ek kyk hier links en dan stap ek karmie om. Ek rook my dronk, ek kyk hier wat ek doen, ek sluk 'n wind, dan gaan ek. Die Here is in die storm van jou lewe, elke dag. Maar as jy hom nie gaan wakker maak en sê, Here, 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 kom help my asseblief. Maar baie van ons wil mos bly waar ons is, want is te lekker by Belinda, is te lekker
by oom Jack Daniels. Is te lekker by die 4de straat. Ek ken die goed. Ek kom van drank af. Ek het die lig gedrinkie. Jim Beam, Jack Daniels, Jameson, dit is wat ek gedrink het. Ek weet vandag Taranankie, kaas, witpyprooi, alles, ek ken die goed. Maar dit is wat die Here kan doen, wanneer jy hom toelaat om in die storm te kom. Dit is wat die Here kan doen, as jy hom toelaat om jou lewe oor te neem. Come on. Amper 5 jaar sonder dagga, sonder drank, sonder sigarette. Amper 5 jaar. Voor ek by die Here uitgekom het, was ek so maar soos 'n riet. Maar wat die Here vir my kan doen, wat die Here vir my kan doen, Come on. kan hy vir een en elkeen van ons doen. Ons moet hom net 'n kans gee. Ons moet hom net 'n geleentheid gee. Ons moet hom net 'n oomblik gee. Hierdie moeder van hierdie huis se oë het toegegaan sodat 1, 2, 3 menigter ander se oë kan oopgaan. Van hoekom is daar 'n roudiens vir iemand wat dood is? Sodat die wat nog lewe kan verstaan, as jy nie reg lewe nie. O, Here, ons prys. As jy nie reg lewe nie, daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, as jou naam nie in die boek van die lewe bevind is nie, dan het jy 'n ander plek waartoe jy gaan. Dit is die rivier van vuur. En daar brand jy. Daar skroei jy nie. Daar pynig jy. Jou tande gaan kners. Jou pyn gaan so seer wees. Dit gaan nie ophou nie. As ons dink dat iemand weer uit ons lewe uit weggeneem word met die koue hand van die dood, se pyn is erg. Wat nog erger gaan wees, is wanneer ons in daardie vuur gaan beland. Maar Jesus is hier vanaand. Jesus is hier vanaand. Jesus skep reeds hierdie geleentheid sodat iemand se lewe verander kan word. Sodat iemand se lewe beter kan raak. Ek preek nie geld, huise, karre, wanneer jy na die Here toe kom nie. As jy wil bly in die omstandighede waar jy is, bly waar jy is. Maar die Bybel leer my, vereenselwig jou nie met sulke tipe mense nie, want hulle lewe is nie aan jou lewe gekoppel nie. Maar die oomblik daar 'n besluit geneem word, ek wil my lewe verander. Prys die naam van die Here. Dis baie hierso wat sê, as alright, ek kan dit hoor in julle gedagtes, alright, los maar my. Ek is alright soos ek is. Los maar my, ek is alright soos ek is. Ek het dit ook al talle keer gesê al, ek is alright soos ek is. Tot my pa gegaan het, tot my ma gegaan het. Ek het die ouers nie. Maar deur die genade hand van die Here
kan ek hier staan vanaand. Al is my ouers weg, het ek nog 'n Vader in die hemel wat sorg vir my. Al is my ma en my pa nie hier nie, het ek 'n Vader in die hemel wat nog kyk vir my. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Want hy het gesterwe sodat ek kan lewe. As daar iemand is wat voel hulle het genoeg gehad van hierdie lewe se storms op storms op storms. Kom nou. Kom nou. Die Here gee vir ons talle geleenthede. Maar een ding wat ek wel kan sê is, moenie speel met die Here nie. Vanaand bekeer, môre omgekeer. Moenie speel met die Here nie. Jy gaan hard val as jy speel met die Here. Jy gaan hartseer kry as jy speel met die Here. Jy gaan bakslaag kry as jy speel met die Here. Baie keer as jy ons, jy gaan my bekeer. Denk vir die eyeblind. Baie keer as jy gaan my bekeer. Maar as ons jy opreg, ons harte gee vir die Here nie. As ons jy opreg, ons harte gee vir die Here nie. Jy vergeefs. Oh Lord, oh Lord.
Hallelujah! 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 Praise die naam van die Here. Elkeen wat gekoppel is aan 'n ou mis, wat gekoppel is die familie, kan almal net na vore toe kom. Almal wat gekoppel is, broers, susters, kinders, kleinkinders, kan julle na vore toe kom. Hallelujah! Dan gaan ek net vra dat die God, man en vroue, hulle net so toemaak. Maak toe sirkel. Hallelujah. Praise die naam van die Here. Almal wat gekoppel is aan nou mis. My goodness, my wonder, Hallelujah. my ancestors, die goeie Samaritaan, hy het my oop. Die goeie
sluit ons oor familie. Vader, ons kom vanaand na U toe. Here, om hierdie familie toe te maak. Here, jy kan dit nie doen nie, maar U alleen. Here, ek vra in Jesus se magtige naam. Here, dat U in en elkeen wat aan oumies gekoppel is, Here. Here, dat U hulle sal dig toemaak onder U kosbare bloed. Here, dat U hulle sal toemaak nou, Here, tot met die begrafnis, Here, tot na die begrafnis, Here, tot en met lente vandag, my God. Here, maak in en elkeen so dig toe onder U kosbare bloed. Vader, ons bid, Here, dat hierdie week waarin ons nog is, my God, Here, dat U hulle sal die weg wys, Here, en die waarheid sal wys, my God. Here, dat U hulle op die pad van geregtigheid sal hou, my God. Here, dat U hulle sal toemaak, Here, en die begrafnisreëlings wat nog moet plaasvind, Here. Here, voorsien in al hulle behoeftes, my God. Here, sodat hulle weet, my koning, dat U die Here, Here is. Here, die God van Abraham, Isaac en Jacob. Here, die God wat nou tot in alle ewigheid sal wees. Here, want U is wie U sê U is. Here, U stel ons nooit te leer nie. Vader, ek sê vir U baie dankie, Here, vir hierdie diens en hierdie woord, my God. Here, ek sê dankie vir die siele wat hulle harte ook teruggegee het. Vir U, my God, Here. Here, ek bid hulle ook so dig toe onder U kosbare bloed, Here. Here, bewaar, beskerm, behoed hulle ook, my God. Here, so dat hulle alle tye, my God, onder U skare wie kan wandel. Vader, ek vra in Jesus se magtige naam, dat U ons ook hier as bediening en elkeen wat hier in 'n ampen sit, my God, Here, dat ons ook toegemaak sal word, Here, in Jesus se magtige naam. Vader, ek vra dit nou tot in alle ewigheid met baie danksegging. Dankie, Here Jesus. Amen, halleluja. Glory to God.